Goed, in hierdie video wil ons bietjie kyk na tempo van reaksies en wat die tempo van reaksies beïnvloed. Om dit mooi te verduidelik, gaan ek my Science Clinic notas uithaal. Ek het hierdie vir julle afgerol. Bloot omdat dit die hele hoofstuk so mooi opsom, jy die formules wat jy moet ken, nee? En dit kan, jy kan, wanneer jy die sommetjie moet doen, kan jy of die reagense, ek hoop julle kan my cursor sien, hierso, jy kan of die reagense se konsentrasie, massa, volume, daar is soveel goed wat jy daar mag insit, maar jy kan ook die tempo bepaal deur die produkte wat gevorm is, en die konsentrasie en die massa en die volume, net daar's 'n hele paar opsies. Onthou dat die definisie is net konsentrasie. So hierdie lyk amper vir my soos die definisie van tempo van reaksies. So jy moet die definisie ken, wees reg om die sommetjies te kan maak. Dan is die botsingsteorie, jy sal nou onthou, ek het vir jou gesê, gaan loer dalk na die graad 11 ideale gasse, net om weer herinner te word aan hoe gasse werk, en dat die spasies is groot, en die deeltjies is relatief klein, en hulle bots elasties en teen die kante, wat druk veroorsaak. Maar hulle moet ook met die regte oriëntasie bots, soos ek vir julle in die klas verduidelik het. Jy kan nie net 2 molekules hê wat bots nie. Hulle moet op die regte plek met mekaar bots. Anders gaan die reaksie nie plaasvind nie, en dan die genoeg energie. En dis die groot ding, hierdie genoeg energie by die botsingsteorie. Korrekte oriëntasie noem ons soms, maar die energie is die groot ding. Dit was te vinnig, wat saam met hierdie gaan, is die hoofstuk net voor dit, endo- en eksotermiese reaksies, en hierdie, kan ek ophou gaap, hierdie deel van die aktiveringsenergie, ja, so ek gooi 'n klomp reagense in 'n botteltjie, koniese fles, of 'n proefbuis, en dan het hulle 'n sekere hoeveelheid aktiveringsenergie nodig, sodat al die bindings kan breek, jy hierdie geaktiveerde kompleks kan vorm, en wanneer jy al die atome, ione half apart het, dan vorm hulle nuwe maatjies, gaan weg, en dan kry jy jou produkte. So die aktiveringsenergie speel ook 'n groot rol hierso by ons tempo van reaksies. Nou die 3 grafieke wat jy kan verwag is of temperatuur, kom ek highlight, dan gaan hy weg. As jy die temperatuur, nee, ek gooi nou my soutsuur en my kalsiumkarbonaat, nee, my ma se skulpie, gooi ek soutsuur by, in 'n proefbuisie, en ek verhit dit. Dan het jy, waar jy hierdie kurwe sou gehad het, die oorspronklike kurwe, wat vir jou sê, hoeveel deeltjies, of hoeveel energie het elke deeltjie. Nou in die klas het ek dit vergelyk, kan ek 'n streepie trek hierso. In die klas het ek dit vergelyk, waar kan ek teken, met die normaalkurwe, hy gaan my nie toelaat om 'n lekker prentjie te teken. Kom ek gebruik my skerm. As jy kyk na die gemiddelde IK, nee, ons noem hierdie 'n normaalkurwe, en baie dinge in die lewe kan nogal verduidelik word met hierdie moes 'n W gewees het, met die normaalkurwe. Hierdie is 'n IK van 100, en die helfte van die populasie is veronderstel om minder as 100 IK te hê, en dan die ander helfte moet meer as dit hê. En as jy by 100 is, dan is jy nou in die gemiddeld. Maar by tempo van reaksie het die Boltzmann manne gesê, dit lyk meer so iets, wat vir jou sê, hierso
is hierdie is kinetiese energie. Kinetiese energie, hierdie is die aantal deeltjies. Okay. So, hoeveel deeltjies het omtrent nie energie nie? Min, nee. Daar's daarom deeltjies met energie. En ek het vir julle gesê, hierdie is baie soos die kinders in die klas. Daar's nie een kind wat geen energie het nie. Party het darm energie om te slaap in die klas, maar daai lyn mag nooit hier by die oorsprong uitkom nie. En dan is daar meer kinders met meer energie en meer kinders. En hier is die, sê nou maar, 20 van die graad 12's het hierdie hoeveelheid energie. En dan word die energie meer en meer, maar die kinders met so baie energie word minder. En hierso is my aktiveringsenergie. Hoe skryf ons om? So. Die nou nie worry oor my 2 E's wat verskillend lyk nie. Die aktiveringsenergie is die hoeveelheid energie wat jy nodig het om aan die reaksie deel te neem. As ons kyk na die endo-eksotermiese diagram, dan lyk hy nou so ietsie. En hier is die energie wat die reagense gehad het. Hierdie is die hoeveelheid aktiveringsenergie wat nodig is vir die reaksie om plaas te vind. As daar net so 'n bietjie energie bygesit word, dan kry jy nie die geaktiveerde kompleks nie en jy kry nie produkte nie. So die deeltjies wat net hierdie hoeveelheid energie het, hulle gaan 'n reagense bly. So as ons terugkom hierso, daai ouens is almal hierdie deel van die deeltjies wat nie genoeg energie het om geaktiveerde kompleks te vorm en dus produkte maak nie. Wat scary is, is dit net daai paar gasmolekules wat gaan deelneem aan die reaksie, maar as jy dink aan ons hele graad, hoeveel kinders het die vermoë, het die lus om fisies deur te kom, daar's baie kinders in die graad met energie, en daai energie kan hulle baie ander goeders laat doen, maar hulle gaan dalk nou nie 30 kan kry vir fisies nie. En dan is daar kinders met baie meer energie as die aktiveringsenergie, en hulle gaan 90's en 80's kry vir fisiese wetenskap, So dis hoe jy hierdie moet kyk. Hierdie is alles deeltjies wat energie het. As jy hier kom, dan het hierdie deeltjies genoeg energie om deel te neem aan die reaksie en produkte te vorm. As ek die temperatuur hoër maak, dan het die ouens gesê, skuif hierdie grafiek net, en nou wil ek net seker maak waar moet hy draai? Ja, hy draai 'n bietjie laer. Gaan weer terug hiernatoe. So ons gaan hom hierso laat draai. En dan moet ons baie vinnig afkom. So nou het jy hierdie oppervlakte, die blou oppervlakte, so tot daar, en die pink oppervlakte moet dieselfde grootte wees, want die oppervlaktes verteenwoordig die aantal deeltjies. Maar hier is my aktiveringsenergie, en hierdie temperatuur het lekker baie gewerk. So nou kan jy sien, by 'n sekere temperatuur was hierdie die hoeveelheid deeltjies wat genoeg energie gehad het, genoeg energie om die aktiveringsenergie, genoeg meer of dieselfde hoeveelheid as die aktiveringsenergie om te kan deelneem aan die reaksie. In die pink het ons soveel meer energie, hoeveel deeltjies is daar nou wat hierdie hoeveelheid energie het, baie minder as toe dit die blou temperatuur was. Hierso, toe ons by hierdie hoeveelheid energie was daar baie deeltjies wat soveel gehad het. Nou het die meerderheid van die deeltjies meer energie. En nou is daar heel wat meer, 'n groter deel van die oppervlakte van die grafiek, wat meer genoeg of meer energie het as die aktiveringsenergie, en hulle kan dus deelneem aan die reaksie. So, jy moet weet dat as jy so iets sien, hy gaan nie so hoog op soos die oorspronklike grafiek nie, maar hy gaan bietjie verder. Die oppervlakte onder die twee grafieke is dieselfde,
maar hy trek 'n bietjie skuins. Hy trek 'n bietjie na die regterkant toe. Dit is as ek die temperatuur verander het. Daar's 2 ander scenario's. As ek die konsentrasie verander. Nee, daar is konsentrasie. Kan jy vir ons nee, moenie sirkeltjies maak nie. Weet daai, okay, ja. As ons die delete. As ons die konsentrasie verhoog. So in plaas daarvan dat ek my ma se skulpie vat en ek gooi verdunde soutsuur by, gooi ek nou die sterkste soutsuur by wat ek kan kry, dan gaan daar meer deeltjies wees, nê? Wat beteken konsentrasie? Konsentrasie is, sal ons dit gou neerskryf. Kom ons vat net sommer groen. Konsentrasie is, jy kan nie sien nie, is die aantal mol per volume. So as ek die konsentrasie hoër maak, dan beteken dit ek sit meer deeltjies, so meer suur deeltjies per volume water. Goed. Of as ek die volume minder maak en ek hou die aantal deeltjies dieselfde, gaan my konsentrasie meer word. So konsentrasie beteken meer deeltjies per volume. So as ek teruggaan na daai grafiek toe, dan het ek meer deeltjies wat kon deelneem. So die oppervlakte onder my grafiek is nou groter. Daar's meer deeltjies wat energie het. En dan kan julle sien hierso, dis nie baie meer nie, maar daar is nou 'n groter oppervlakte, net die driehoekie wat hier is groter as die oorspronklike driehoekie van deeltjies wat genoeg of meer energie gehad het as die aktiveringsenergie om deel te neem. So dis hoekom as ek die konsentrasie meer maak, dan is daar dan is die reaksie tempo vinniger, want daar's meer deeltjies wat kan deelneem aan die reaksie. Katalisator is die derde een wat hierso invloed het. So nou as ek weer teruggaan na hierdie hoofstuk, nê, wat doen 'n katalisator? Hy verlaag die aktiveringsenergie. So ek het nou nie meer daai lang streepie van energie nodig om die reaktante energie te gee om geaktiveerde kompleks te word, sodat hulle nuwe maatjies kan vorm en produkte vorm nie. Met 'n katalisator het ek minder aktiveringsenergie nodig. So nou, hier kan jy sien, daar was die oorspronklike hoeveelheid energie wat jy nodig het, sonder 'n katalisator. As ek die katalisator bysit, dan word hierdie aktiveringsenergie minder. So nou is die lyntjie daar, en nou is die hoeveelheid molekules weer groter, nee. En as jy meer deeltjies het, wat kan deelneem aan die reaksie, dan gaan jy groter, vinniger tempo van jou reaksie hê. Wat oulik is van hierdie bladsy, is dat hy vir jou die Maxwell-Boltzmann grafiek gee, staan dit daar, Maxwell-Boltzmann, daar is hulle naam. Hy gee hom, maar hy gee ook vir jou die hoeveelheid van die produk wat vorm. En is dit op die volgende bladsy? Nee, daar's so tipe grafieke ook vir my tempo van reaksies. Ek kan kyk hoe die produk meer word, maar ek kan ook sien hoe die reagense minder word. So, kyk mooi na hierso vergelyk hulle die poeier en die korrels, nee, as ek my ma se skulpie baie mooi fyn maak, dan gaan die reaksie vinniger plaasvind. Of as ek druk bysit, kan die reaksie vinniger plaasvind. Hieronder gee hulle vir ons die maniere hoe jy die tempo kan meet. So as ons gou kyk na voorbeelde, hierdie was die November vraestel. Hulle het aluminium gevat en soutsuur daarbey gegooi. En toe kry hulle hierdie grafiek. So dit is die hoeveelheid van die waterstofgas wat gevorm het, en hulle het hom gemeet tot daar waar hy afgaan.
En hier is die grafiek nou weer. Hulle vra vir jou hierso, wat het hulle gedoen? Nee, jy die aluminium en jy die soutsuur. Wat kon jy moontlik verander het om hierdie twee grafieke te kry? En hopelik sal julle nou weet, ons het die temperatuur vergroot. Nee, as ons kyk, watter een van hierdie 3 scenario's gee vir jou daai kombinasie van grafiek. En dis wanneer jy die temperatuur verhoog. So nou is daar, sê nou maar die aktiveringsenergie is daar rond, dan is daar meer deeltjies met genoeg of meer energie om die aktiveringsenergie te oorkom. Wat verandering is gemaak en gee 'n rede op jou antwoord. As ons kyk na die hereksamen van verlede jaar, dan het hulle hier vir jou die endo-eksotermiese reaksie gegee. Onthou, jy moet hom moontlik kan teken of benoem. Maar hier het hulle ook 'n grafiek gegee, en as jy nou nie lees wat hier aangaan nie, dan hoop ek jy kan sien, wat het hulle hier verander? Daar's nie 2 grafieke, dat dit konsentrasie of temperatuur kon wees nie. Daar was die oorspronklike aktiveringsenergie, en dit het net opgeskuif. En dis omdat hulle hier, ek gaan nie hier kan verander nie, omdat hulle katalysator bygesit het. So, dis hoe 'n katalysator se grafiek sal lyk. Hulle vra endo-eksotermies, daar's verskillende ondersoeke. Onthou, ek het vir jou in die ander video gesê, vir jou vraestel 2 is die kans baie goed dat hulle vir jou vra vir goed soos, wat is die onafhanklike veranderlike? En iewers hier het ek gesien, hulle vra vir 'n gevolgtrekking. As dit by hierdie een, skryf, definieer reaksie tempo, bereken die massa, gebruik die botsingsteorie, nee, gaan kyk mooi hoe lyk die botsingsteorie, teken 'n grafiek oor, ek wonder of dit by Junie maand was, kom ons kyk by Junie se vraag 5, daar gee hulle vir jou, gee die reaksietempo se definisie, so jy gaan hom kry, skryf die gevolgtrekking neer van die ondersoek. So, gaan kyk na daai aspekte, afhanklik, onafhanklik. Ek het dit in die vorige video van die organiese chemie, het ek dit mooi behandel. Watter een van die eksperimente gaan met 'n vinniger tempo plaasvind? En dan is hulle by die volgende hoofstuk. Hier het hulle nie die Maxwell-Boltzmann grafiek gegee nie, hulle die volume gas wat vorm gegee. Ok, so dit is tempo van reaksies. Hy is nie moeilik nie, gaan leer hom mooi, gaan werk 'n klompie vraestelle uit, onthou dat daar net soveel verskillende reaksies is wat hulle kan doen. Hierso was dit nou 'n metaal en soutsuur, by hierdie een het hulle aluminium gevat en swaalsuur bygegooi. Wat het hulle, hier het hulle die magnesium en soutsuur gevat. So dit was hulle tema van verlede jaar. Gaan kyk gerus in die vorige jare wat het hulle gedoen, gaan kyk na die somme wat ons in die klas gedoen het ook. Na die tipe reaksies wat hulle vir jou kan vra. Goed, sterkte, lekker leer.